Goeiemôre al julle pragtige mense hier op die 22ste April 2026. Dis 'n vrek belangrike dag vandag. Dis 'n baie belangrike dag vandag en ek sal vir julle net nou sê hoekom. Maar ons gaan vandag 'n bietjie kyk na befondsing. Om dit so te stel, maar hoe dit eintlik moet werk daar buite in die politieke wêreld. En ek het nou vir hierdie AI 'n absolute lange Engelse dokument gegee om vir my te vertaal vanoggend. Want die sekere woorde wat ek nie net eenvoudig direk kan vertaal nie. Ek moet dit so doen. Hier is baie goed hierso. Mense, ons het oor die 40 bladsye. Of die wat sê? Ons het oor die 40 bladsye wat ek hierso vertaal. Nou gooi jy vir my so continue. Ja, continue. Hierdie is baie belangrike goed hierso. Weet jy, ons het nou hierdie afgelope tyd met die Federale Alliansie video's het ons absoluut in diepte gekyk na 'n klomp goed, nee. Ons het gekyk, Piet wat sê, Piet, hoe gaan dit? Jy, daai profielfoto lyk maar mooi, joh. Hoe gaan dit daar? Jy was lanklaas op, en ek sien nou Jan is hierso, Manie is hierso vanoggend. Hoe gaan dit met julle manne? As er seker 'n paar dames ook opkom, en ons so sê maar vir almal wat opkom, hallo, hoe gaan dit? En dit is 'n belangrike dag vandag, 22 April. Julle weet mos nou al teen hierdie tyd, 22 is my nommer, en ek het nie geweet die dinge gaan so uitwerk nie, maar net die Here ken al hierdie goed. Soos ek gesê het, hierso by die begin van my intro, ek is besig om 'n baie groot dokument hierso te vertaal in Afrikaans, want ek wil nou van hierdie dokument wil ek nou met julle bespreek. Hierdie is goed wat ons moet bespreek by ons federale raad, wat nou nie meer ver is nie. En ek gaan vir julle sê hoekom. Die federale raad is nie meer ver nie. Joh, maar hy vertaal. Hy het oor die 40 bladsye om te vertaal. Maar ek doen dit redelik vinnig. En wat ek net hierdie bladsy daar toemaak, ou moet behoorlik voorberei in die oggend. En partykeer kry ek dit nie heeltemal reg nie. Andrew, wat sê jy? Goeiemôre. Kom ons kyk hoe ver is hy. Hy behoort nou al naby aan klaar te wees, man. O ja, ek weet hoekom die ding vir my gesê het, is jy seker ek moet hierdie stuk vertaal? Ek weet, maar laat hy vertaal. Daar is sekere goed, is jy in Joburg? Piet, jy's in Johannesburg, my magtig. Nou wie gaan ek nou gebruik om Richards Bay vir ons uit te sorteer wanneer die dag kom? Wag, het ek net eers hierdie eerste gedeelte kopieer. En dan gaan ek net vir hierdie ding sê, hy moet aangaan met die vertaling. Want ek wil nou gesels. Dus trek het nie eens gedoen. Ja, oké, daar is hy. Wag. Papa, hierdie is groot goed. En ek gaan nou begin. Nee, ons gaan nou braai nie, ons gaan nou begin. Ek voel vandag baie goed, en ek gaan vir julle sê hoekom. Voel ek baie goed. Kom nou. Gister, hoeveel bladsye is hierdie dan? Hierdie is net om te kopie, né? Ok, kopie. Nou wil ek die continue button druk daar, laat hy continue. Right. Maar kom ons begin by die begin, dat hy daar in die agtergrond vir ons die res van hierdie bladsy kopieer. So waar praat ons vandag? Ons praat oor finansiële stabiliteit. Dis al goeiemôre. Finansiële stabiliteit. En ons praat van 'n finansiële stabiliteitsbevelsraad. Wanneer ons 'n regverdige oorlog gevoer het en die sesseringsprosesse het plaasgevind,
En ons het alles gedoen wat die internasionale wet van ons vereis. Ons het dit reg gedoen. Ons het niemand benadeel nie. Ons het nie oorlog verklaar nie. Ons het niks van hierdie goed gedoen nie. Ons het nie opgestaan teen die regering nie. Ons het niks van hierdie goed gedoen nie. Wanneer ons dit op die regte manier gedoen het, soos wat ek bespreek het met julle hierdie afgelope tyd, nee, dan is hierdie punt een van die belangrikste punte op ons tekenbord. Want wat gebeur wanneer jy oorneem? Die ouens wat die geld het, gaan probeer om jou te vnyk. Hulle gaan probeer om skelmstreke uit te haal, wat gaan verhoed dat jy by die fondse van die land kom, by die ekonomie van die land kom, by die bedryf van die ekonomie van die land kom. Daar is sekere goed wat hulle gaan poog om te doen, om ons te boykot. Nou, ons moet kan verstaan dat hierdie is 'n kragdadige punt en ons sal dit moet reg doen. Ons sal onmiddellik 'n noodspan of 'n noodowerheid moet saamstel om bureaukratiese vertragings te omseil. Vir my is dit groot woorde. Ek praat liewerste met hierdie goed in die Engels as wat ek dit doen in die Afrikaans, want daar is sekere Afrikaanse konsepte wat net nie behoorlik uitkom nie. Maar in elk geval, ons sal moet kyk byvoorbeeld na die Suid-Afrikaanse Reservebank. Die rol van die Reservebank is likwiditeitsinspuitings, valuta beheer en al sulke goed. Ek hoef nie te verveel met dit nie. Maar ons moet sekere goeders doen. En ek sal moet waaragtig die Engelse bladsy oophou om na sekere van hierdie vertalings te kyk. Want die feit weet, die sekere goed hier wat ek eenvoudig nie in Afrikaans kan sê nie. Ons moet spesiale magte hê om teenoor, hulle noem dit settlements, wat sal die Afrikaanse woord wees? Ek het nou weer 'n hond daar buite wat. Teenoor vereffenings, en ons moet Richard, waar is my ander bladsy? Gee my net 'n sekonde, mense. Ek kan nie, hierdie ding, nee. Ok, kom jy hierdie kant toe? Julle ken die storie van, klik op die een bladsy, klik op die ander bladsy, daai tipe ding. Ons moet die JSE, wat die hel is die JSE in Afrikaans? Kom dit net my Afrikaans vertaal nie. Die effektebeurs. Ons moet die effektebeurs kan stop. Maar op so 'n manier kan stop dat hy nie ewe skielik geld verloor nie. Dat die ekonomie nie ewe skielik in duie stort nie. Dat mense nie ewe skielik massa gewys hulle fondse onttrek nie, né? Ons sal dit moet kan doen. En daar is spesifieke magte, maniere, metodes om dit te doen, né? Ek gaan dit in Engels lees en dan gaan ek dit in Afrikaans probeer lees. So ons kort in autoriteit, ek het dit genoem the Financial Sector Conduct Authority, die FSCA, ons kort in autoriteit. Wat is die rol van hulle? To ban short selling, to restrict algo trading, to prosecute market manipulators. Nee? Special powers, revoke licenses of non-compliant brokerages within 24 hours. Nou kom ons probeer dit sê in Afrikaans. Ons korte owerheid vir gedrag in die finansiële sektor, die OGFS. Die rol, hulle verbied kort verkope, short selling. Ek weet nie wat die regte Afrikaanse term is nie. Kan julle verstaan hoekom ons 'n vergadering gaan hê oor hierdie goed? Beperkte algoritmiese verhandeling, vervolg, markmanipulasie, en daar sal moet spesiale magte wees, die herroep van lisensies van nie nakomende makelaars binne 24 uur. As ouens begin probeer snaaks wees, dan vat jy sy lisensie weg, dan mag jy nie handel dryf nie. So hierdie goed moet kan gebeur so. Dis nie iets wat jy kan vasstel after the fact nie. In die proses moet jy hierdie goed kan doen. Ons het 'n ou wat aan hierdie goed kan werk. Maar ek kort nog mense wat hierdie goed kan doen. Nee? Ons kort nog mense. Ons het byvoorbeeld die Hawks.
Priority Crime Investigation Unit, en die NPA, the National Prosecuting Authority. Hulle rol sal wees arrestasies, ek dink dit sal behoorlik Afrikaans vertaal, arrestasies, belegging, beslaglegging op bates, bevriesing van oorseese rekeninge, spesiale magte, vervroegde dagvaardigings, kragtens ekonomiese sabotasiewette. Dan het jy die effektebeurs, Johannesburgse effektebeurs noodkomitee. Wat is die noodkomitee? Hierdie noodkomitee moet, die Engelse term is to implement circuit breakers and to free suspicious trades. Ek kort iemand wat 'n spesiale kop het vir die goed. Special powers, halt trading, kom ek sê hierdie in Afrikaans. Hierdie sal julle verstaan. Staak verhandeling of handeldryf op politiese verbonde aandele. Staak die handeldryf op politiese verbonde aandele. Pieter, wat sê jy? Goeiemôre. Soos byvoorbeeld Gupta verwante transaksies. Gupta verwante firmas. Ramaplakker verwante firmas. Malemmer verwante firmas. En so kan ons die name noem. Ons het 'n lys van name. Staak alle handelstransaksies van hierdie groepe binne 24 uur. Met ander woorde, hulle kan onmiddellik bankrot verklaar word, want ons vries al hulle goed. Dan kort ons 'n presidensiële taakspan. Die president se taakspan sy rol is om Glassbook's dashboard to oversee and to coordinate media messaging. Special powers mandate real-time data disclosure from banks. Ambassadeur Henry McCarter sal van hierdie ene hou. Kom ons sê dit in Afrikaans. Die rol jou toesig oor glasboeke beheerpaneel koördineer media boodskappe. Spesiale magte mandateer in tydse data openbaarmaking van banke. Hierdie is baie belangrik. Hoe dit werk. Kom ons kyk gou. Dag 1. Die FSBR verklaar sistemiese risiko noodtoestand. Die regsgrondslag is die SARB wet nommer 12. Daar is 'n wet vir dit. Besluitneming 3-persoon quorum, die SARB gouverneur en die OGF as hoof en die justisie minister kan maatreëls instel sonder parlementêre goedkeuring vir 90 dae. So ons moet hierdie goed vinnig vasmaak. Die narratief beheer, slegs FSBR woordvoerders mag markintervensies bespreek. Market intervention. Nou, hoekom werk dit vir Suid-Afrika? Ek wil nog net hierdie punt met julle bespreek. Hoekom werk dit vir Suid-Afrika? Dit omseil korrupsie, verwyderkering deur gekompromiteerde entiteite, spoed, besluit in ure, nie maande nie, krities vir paniekbeperking, en die optieks wat jy sien, gesentraliseerde oorlogskamer sigbaar vir die markte, regstreekse uitsending van die FSBR sessies. Nou, ek het nou vir julle 'n klomp groot woorde gegee. En selfs van hierdie terme, definisies, het ek op ander bladsye, en ek sal weer daarna moet kyk. Maar ek wil net hierdie goed vir julle noem. Een van die belangrikste dinge wat ons moet kan vasvat, wanneer die tyd kom, is die ekonomie. Dit moet vinnig vasgevat kan word. Jy moet vinnig die banke onder beheer kry, jy moet vinnig die reservebank onder beheer kry, en jy moet vinnig die effektebeurs onder beheer kry. Daardie goed is baie belangrik. Hoekom? Want dit keer die uitvloei van fondse uit ons land uit, waaroor ons op 'n sekere stadium nog nie beheer oor het nie. Alright? Charles James Stein. 2 Engelse name en Afrikaanse van. Fantasties. Baie welkom hier by ons. Ek het jou nog nooit hier gesien nie, maar jy het seker al gekyk al. So ons kort spanne met die nodige reserve mag agter hulle om te kan doen wat gedoen moet word. Jy moet die effektebeurs kan oorneem binne 24 uur. Jy moet die reservebank kan oorneem binne 24 uur.
jy moet die hooftakke van finansiële instellings, die groot banke in die land kan oorneem binne 24 uur. Om te verhoed dat daar kort verkope plaasvind. In ander woorde, kom ons kry net die geld uit die land uit. Dit is die hoofpunt om te keer dat die fondse uit die land uitgaan. Al hierdie korrupte rolspelers, hulle hoofdoel is om van jou af te steel soveel soos wat hulle kan, en as hulle 'n land in bankrotskap kan los om dit te doen, soos wat ons al reeds sien, en aanhou die mense melk, soos wat gebeur hier in ons land. Die land is korrup, die land is bankrot. Ja, daar is groot instellings wat baie fondse het en baie fondse dra. Maar wat ons kan sien, en dan sal hulle ons melk en melk en melk tot by die bitter einde. Maar ons gaan dit stop. Ons gaan dit stop. Hoekom? Want ons dink vooruit, ons dink uit die boks uit, ons sit dinge in plek wat die regte ding kan doen wanneer die tyd kom. Hoe nader ons aan die tyd kom, hoe nader of hoe meer gaan ons praat met sekere rolspelers. Nie die algemene rolspelers wat julle ken nie. Nie die Dawie Roods en die ander finansiële ouens nie. Ons gaan nie met hulle praat nie. Ons praat met die geslag net voor hulle. Nie met daai ouens nie. Daai ouens is so deel van die korrupsie en so vol van hulle eie retoriek dat hulle nie weet of hulle links of regs gaan nie. Ons kort 'n nuwe generasie. Ouens wat nie net uit die universiteit uitgekom het nie, maar ouens wat al reeds in die bedryf is vir 'n sekere tyd en wat weet waarvan ons praat en wat vinnig kan toeslaan en doen wat gedoen kan word, want hulle gaan die magte hê om dit te doen. Ek dink ek kyk 'n series op hierdie stadium. NCIS, die oorspronklike ene. Daar's een Origin, fantasties. Ek hou baie van daai reeks, en dan is daar een met Mark Hammond, wat ek begin kyk het, ek is nou in die 2de seisoen. Maar wat my vang van hierdie series, is die vinnige optrede wat plaasvind. Dis vinnige optrede. Dit is, wat het ons het in die weermag genoem, Andrew? As ons weet, hier's nou 'n groep idioote wat nou hierso rondploeter met in 'n sekere gebied, dan het ons 'n vinnige optrede. Wat noem ons daai optrede in weermagsterme? Kom manne, julle wat daar was, ek kan nie al hierdie goed onthou nie. Maar daar's 'n vinnige optrede. Nou ons moet so 'n tipe vinnige optrede hê in die finansiële sektor. Wat was die naam? Eerste is op die tip van my tong, man. Dit is wel 'n taakspan of 'n taakmag of wat ook al, maar wat kan vinnig optree. Ek sê vinnig optrede die hele tyd, maar daar's 'n spesifieke woord daarvoor. Ek kan julle nie onthou nie, Piet kan nie onthou nie. Daar was 'n spesiale, dit is soos 'n slag wat jy slaan, Dit is soos 'n slag wat jy slaan, vinnige optrede, vinnige aksie, vinnige mars na 'n sekere gebied toe, en dan die probleem uitsorteer. In elk geval, die weermagouens sal ook weet waarvan ek praat. Maar dit is wat ons sal moet doen. Dit sal moet gou kom. Dit sal moet gou kom. Goed. So, die rede hoekom ek net hierdie stukkie vir julle gegee het, is net om vir julle te wys hoe ernstig en hoe in diepte ons oor hierdie goed moet gesels om vorentoe te kan gaan. Hierdie is nie sommer hier jy punte nie. Kom ek maak net gou hierdie bladsy. Ek gaan net hierdie bladsy klein maak. Ek kan net 'n paar goed vir julle noem. Daar's byvoorbeeld forensiese herstelling wat moet plaasvind. Ons forensiese afdelings, polisie, weermag, en al die aspekte van die weermag, lugmag, vloot, al daai aspekte is absoluut in 'n chaotiese toestand. Ons moet weet hoe om die bates van korrupte mense te vries.
Jy moet weet hoe om dit te doen. En jy moet dit kan goed doen. Nee? Hier het ek 'n aparte dokument hierso in Engels. Prevention of the crashing of the stock market. Dis vrek belangrik. Die beskerming van 'n nuwe regering. Vrek belangrik. Luister na hierdie in die Engels. Rapid Pandemic and Biosecurity Response. Het julle, wat sal gebeur as hier 'n pandemie in Suid-Afrika? Man, COVID was nie 'n pandemie nie. Wat sal gebeur as hier 'n genuine pandemie uitbreek? Ons het nie eens, ek wonder of ons een ordentlike hazmat pak het, wat ons kan aantrek, en 'n dokter wat daarin kan inbeweeg en weet hoe om hierdie goeders te gebruik, met die regte tente, die regte, you name it, om hierdie tipe van goeders te kan doen. Het ons ooit so iets? Het ons ooit so iets iewerste wat dalk net miskien maybe weggesteek is, en ons weet nie eens daarvan nie. Ek kan nou vir julle sê, as Afrika in beheer is van daai goed nie, is daai goed vervalle, dis stikkend, die goed werk nie meer nie. We don't know. We don't know what happened. We don't know what happened. We put the money in the drawer. Oh, we put the money in the drawer, now the money is gone. Somebody took it. Weet jy wat, nee, ek is moeg vir hierdie spesiale tipe stupid wat in Suid-Afrika is. Ek is moeg vir dit. Ek is moeg vir die algemene aanvaarding van hierdie onnooslike ideologie. Die ideologie van die onnoosel. Dis die ideologie. Die ideologie van die onnoosel. Hoe begin die ideologie? Dit begin deur mense wat sê, ag, okay, dit is seker nie so ernstig hier, dit sal net verbywaai. Dis hoe dit begin. Ag jong, los hulle maar net. Laat hulle maar net aangaan en doen wat hulle wil. Eventueel sal dit uitgesorteer word. Dis die begin van hierdie spesiale tipe stupid ideologie. Dan het jy die ander deel van die ideologie wat sê, dit sal nie na my toe aankom nie, jy weet. Ek hoef nie te worry oor hierdie plaasmoorde nie, man. Dis op die plaas, laat hulle maar worry daaroor. Beteken vir my niks. Ek klim maar net in my mooi SUV en ek voeter aan, elke dag werk toe. Daar waar ek sit in my prokureurskantoor en ek steel geld van mense. Dit raak my nie aan nie, man. Ek is maar net 'n winkeleienaar, jy weet. Hoekom, ja, ek het seker goed in plek en so aan, ek is heel right, ek is veilig, maar hoekom moet ek worry oor dit wat in die land aangaan? Hoekom moet ek bekommerd wees oor die wispelturigheid van brandstofpryse? Ek kan nou nie verstaan hoekom mense minder by my koop nie, maar my pryse is daarom nog steeds goed, jy weet. En dit is die begin van hierdie spesiale tipe stupid ideologie. En dan kry jy ouens, wat vir jou antwoord op jou video's, en grappe probeer maak, en sê, jy weet nie waarvan jy praat nie, en al sulke goed. En dis hierdie tipe mense, wat deelagtig is van hierdie ideologie. En ons noem hulle sommer libiote ook. Koos, is dit jy wat daar opgekom het, of vir wie sien ek nou daar? Party van julle ouens se profielfoto's lyk baie naby aan mekaar. As sommer dit so klein is hier op die selfoon. So, dit is wat gebeur. En ons moet weet hoe om hierdie goeders 'n teenvoeter te kan hê vir hierdie goed. Ons kan nie dom inloop in hierdie dinge nie. Jy kan nie. Jy kan die beste weermag hê en jy kan 'n land oorneem, maar wat dan? Hoe voer jy die mense? Hoe hou jy hulle werke aan die gang? Hoe hou jy hulle lewenstyl aan die gang? Hoe verhoed jy grootskaalse chaos en anargie? Hoe verhoed jy verdere diefstal en dies meer? Weet jy, ek het nou al na sekere boere geluister, van ons sal dit doen en ons sal dat doen en ons sal dit doen, en dan wat ek net vir hom sê in sy gesig, nee, jy sal nie. Want jy het die afgelope 35 jaar nog niks gedoen nie, en jy gaan verder nog niks doen nie. Inteendeel, ek het vir jou nou gesê, ek sal nie eens vir jou stem as dit kom by die adviesraad vir die boere nie, en nog minder die volksraad. Jy sal nie deel wees nie, ek sal seker maak daarvan. Okay, goed. So daar het ek nou vir julle 'n klomp informasie gegee, en julle kan verstaan dat die
dat agter die gordyn is daar dinge wat moet plaasvind. Daar is seker goed wat moet uitgesorteer word en ons gaan dit doen. Alright. Dis die belangrikste ding wat julle moet verstaan, is ons gaan dit doen. Okay, good. Dis vandag die 22ste April. Die syfer 22 speel 'n baie belangrike rol in my lewe. Ek het al julle verduidelik oor en oor, mense wat my al volg vanaf 2019 weet waarvan ek praat. Okay, goed. Kom ek gee vir julle die goeie nuus. Die goeie nuus is, die toep, waarin ek werk vir 6 maande en 22 dae, nadat ek besluit het, genoeg is genoeg, ek gaan nie meer probeer om 'n ryk boer se sak te skud, om die fondse te kry wat ons nodig het om hierdie job te doen nie. Die toep is klaar. Die toep is klaar. Wat is die toep? Dit is 'n absolute groot internasionale rugby toep. Dit gaan oor internasionale rugby, nasie teen nasie. Die toep is klaar. Julle ken daai gesegde van less is more in Engels? Nee, nie in hierdie geval nie. In hierdie geval, more is more. Hierdie toep gee vir jou alles. Van resultate, tot die komende wedstryde, van skeieregtersbesluite, tot video's wat vir jou wys wat die grootste flippin hits is in die geskiedenis van rugby. Die beste rugby wedstryde. Jy kan gaan merchandise koop, jy kan 'n hotel gaan boek, jy kan 'n Uber boek, jy kan al daai goeders doen, jy volg net die skakels deur die toep. As jy die toep het, kan jy net die skakels volg. Ons sal nog 'n tyd kom wanneer ons daai ouens gaan nader vir 'n spesiale afslag en daai tipe van goed, ons is nog nie daar nie. Maar op hierdie stadium wys ek vir jou wedstryde. Ek wys vir jou die legendes van die wedstryd. Ek gaan 'n video vandag maak. En ek gaan dit vir julle hier buite, ek gaan dit vir julle op YouTube sit en op Bakkiesblad, die skakel op Bakkiesblad. Sodat jy kan sien dat hier word nou 'n toep geloods wat jy nie kon droom van nie. Hierdie toep is beter gebou as ESPN of Formula 1 se toepe. Hoe weet ek dit? Ek werk met 3 AI's. 3 kunsmatige intelligensiegroepe. Met DeepSeek, met Grok en met ChatGPT. Ek het met al 3 tesame gewerk. Ek het eers met DeepSeek begin. Sorry, iets in my oog. Ek het eers met DeepSeek begin, toe het ek na Chat toe oorgegaan, en toe het ek na Grok toe oorgegaan, en toe begin ek al 3 samentlik gebruik. En hier is die ander wonderlike nuus. Die toep maak oop in Suid-Afrika. Hy maak oop in Namibië. Hy maak oop in die Arabiese Emirate. Dit beteken hy sal oopmaak in enige ander wêreldland. Ons het die toetse gister gedoen. Dit is soos hulle sê in die IT-terme, dit is 'n totale geïntegreerde SaaS produk. Dit is 'n reactive, mens noem dit 'n reactive app. Dit beteken jy kan hom oopmaak op jou laptop, jou komper, en jy kan hom oopmaak op jou selfoon. Jy kry hom nie deur Google Play Store nie. Google Play vat 15% tot 30% van die fondse wat deur 'n toep gegenereer word. Ek sal dit nie toelaat nie. Hulle het nie daai ding gebou nie, hulle kry nie daai geld nie. Hulle het nie daai ding gebou nie, hulle kry nie daai geld nie. Dit is 'n reactive app. Jy maak hom oop op jou selfoon, en as hy daar is, dan 9 uit die 10 keer uit sal hy vir jou sê, op die selfoon, must I create an app for you on your cellphone? Dan sê jy ja. Dan maak hy vir jou so, dit lyk soos daai atomiese energie kenteken. Dan maak hy dit vir jou oop, op jou foon, so jy kan net daar gaan klik en dan is jy in. Ek is so opgewonde oor hierdie ding. Luister nou na hierdie. As ons 1000 intekenaars gekry het, nee, dan is dit die begin van ons fondse wat inkom. En 1000 is min vir 'n toep, wêreldwyd. Johan, wat sê jy? 1000 is min.
Met 500 miljoen wêreldwye ondersteuners van rugby, nee. Ek soek so 1% van daai 500 miljoen. As ons 1% kry mense, dan binne 3 maande van nou, 3 tot 6 maande van nou, luister wat ek julle sê, binne 3 tot 6 maande van nou, as ek 1% van daai 500 miljoen mense kry, dan verander ons die land. Op die regte manier. Dan het ons die fondse van enige ander perd nodig nie. En hier is 'n ander ding. Indien hulle dit probeer blok, dan maak ons net 'n rekening oop in die buiteland. Geen probleem nie. Maar die eerste toevloei van fondse sal so begin groei. Daar is sekere, wat noem hulle dit? Vlakke van uitbetaling. Want dit gaan deur 'n internasionale groep. Julle weet hoe dit werk. Dit is soos Ozo en Paystack en al daai goed. Jy betaal deur 'n sekere groep. So, wat gebeur is, die fondse word betaal deur 'n sekere groep. Nou in hierdie geval is dit die internasionale groep. Julle sal dit sien, dis Paddle. Dit gaan deur Paddle, dan gaan lê dit in Paddle se rekening. En dan na 30 dae of 15 dae, wat ook al is dit 'n sekere vlak fondse bereik, dan gaan dit in jou bankrekening in, jou besigheidsrekening. Ons het 'n besigheidsrekening, al daai goed is klaar in plek, alles is gedoen, FIFA, alles, you name it, dit is alles professioneel reeds klaar gedoen. Dit is waar ons is. Op die 22ste April. Ek gaan nou vanoggend net so 'n polish gou weer doen van die toep. Net so vinnig 'n polish. Het gaan my nie baie lank vat nie, en dan gaan ek die advertering daarvan begin. En julle sal dit vandag sien. Jy kan die skakel volg. Jy kan nou al die skakel volg, maar daar's 'n paar dingetjies wat ek graag wil uitsorteer. Ek kan die skakel vir julle nou al gee. Maar ek verkies om dit vir julle te gee wanneer ek al my dots en my I's en my T's gekros het. Julle weet wat ek sê. Nee, soos my seun gisterand vir my gesê het, op die profielgedeelte, hy kon sy foto laai op die profiel, maar die blokkie wat sê waar jy jou e-mail insit, dit is jou eie profiel, jy kan daarmee doen wat jy wil. Maar die blokkie wat sê, jy moet jou e-mail daar intik, daar staan nog net user daarin. Dis wat mens noem hard-coded. Dit is 'n harde kode wat daarin is. Met ander woorde, daai blokkie gaan nie vir jou oopmaak nie. Nou, ek wil vanoggend seker maak dat al die paar puntjies wat ek hier so neergesit het, wil ek net vinnig seker maak dat alles mooi werk. Net alles goed check. Nee? En dan is ons in. Hierdie dag sal vir baie lank onthou word. 22 April 2026. Toe ons begin fondse insamel. Sonder om skelm te wees, sonder om triks te trek, maar om deur uit die boks uit te dink en iets te bou wat almal gaan van hou, wie lief is vir rugby. Jy sal die wedstryde sien wat opkom, die wedstryde tussen Suid-Afrika en die All Blacks. Jy sal sien op watter stadions dit gespeel gaan word. Jy sal op die stadion knoppie kan druk, en dis wat gebeur. Dan gaan jy na die spesifieke stadion toe. Dan kan jy foto's gaan sien van die stadion ten minste. Jy kan die uitleg van die stoele gaan sien van die stadion. Dankie jou Loftie, ek waardeer dit. Ons is daar. Ek weet nie of ek moet huil of lag of skreeu of wat ook al nie. Maar wat hierdie bou vir my geleer het, en ek gaan nou hier klaarmaak, wat hierdie bou vir my geleer het, is absolute patience. Wat's patience in Afrikaans? Geduld.
Wat hierdie ding vir my geleer het ook, is dat Rome word nie in een dag gebou nie. Jy moet geduldig wees. Wat hierdie ding vir my geleer het ook, is aanhouer wen. Aanhouer wen. Wat hierdie ding vir my verder gedoen het vir my, het my geloof gebou. Om te glo in die wysheid van God, wat vir jou lei deur sekere dinge. Doen nou dit, en maak nou so. Dit kom hier in jou klapperkop in. As jy vir God glo, dan kry jy die antwoorde. En dan doen jy dit. En dan werk dit. So vir hierdie toep gaan al die eer, en ek sê nou vir julle sommer hier op hierdie video, vir hierdie toep, en vir dit wat voor lê, vir dit wat voor ons lê, gaan al die eer aan God die Vader, Seun en Heilige Gees. Ek vat niks vir myself, nie 'n druppel. Ek is maar net 'n diensknegt. Ek doen net wat hy wil hê. Ek doen sy werk. That's it. Kry, ons is vryburgers. En dit is nie lank van nou nie. Dit is nie lank van nou nie. Dan gaan ons terugkyk na hierdie dae toe en ons gaan sê, ons is waarlik vryburgers. En ons is boere en ons is boere-Afrikaners, Engelsmanne, Portugese, Ire, almal wat wil help om hierdie land op te bou tot sy glorieryke status wat God altyd vir hom wou gehad het. Ek glo dit met my hele hart. En saam met die Vader, saam met God, maak eendrag mag. Daar is nie 'n ander manier nie. So, kyk uit, later deur die dag, op YouTube en op Bakkiesblad, en dan sal ons ander metodes ook begin gebruik om te adverteer, soos die verskillende podcasts wat daar buite is. Ja, podcasts is ook op die toep. Jy kan na jou favorite podcast toe gaan, as jy van Martin Devlin hou van Nieu-Seeland, of van 2 Cents, of van wie ook al, as jy van die Afrikaanse hou, Brendan Nel, as jy van hom hou om na hom te luister wat rugby aanbetref, al daai goed, dis op die toep. Die skakel is daar. As jy daarvan hou om Superbrood te speel, dan kan jy dit gaan doen deur die toep. Jy kan die draad volg deur die toep, net so toe gaan. Dan gaan speel jy Superbrood. Maar die toep is daar om vir jou die beste ondervinding te gee wat rugby kan aanbied. En dan die grootste, belangrikste ding van die toep. Luister nou gewoon na hier, ek sluit hiermee af. Het jy al gewonder wat is die woorde van die haka? Het jy al gewonder wat sê daai Nieu-Seelanders as hulle stem sing? Hulle volkslied. Of het jy al gewonder hoe klink Le Marseill, die Franse volkslied? Het jy al gewonder hoe het kan wees om saam met hulle te sing? Wel, op hierdie toep sien jy nie net die woorde nie, maar jy kan die woorde speel en saam sing. Is nie sommer hier nie. En die toep se naam is The Rugby Anthem Zone. R-A-Z, RAZ. Rugby Anthem Zone. Kyk uit vir hom vandag, julle sal hom sien. Alles wat mooi is vir julle.